Wat piep so, laat ek maar weer gaan kyk. Die agterdeur is seker ookie. Ek net dit ook kyk. Ah, sy. Ons kyk. Ah, sy. Kom ons klim terug. Ons kyk nou 'n bietjie. Ja, sy, daar is die piepgeluid af. Daar is School of Fire. Besig met klas. Ander besig met iets. Daar is die krokshop. Ons cafeteria. Daar is die slagpale in werking met die swysers. En daar lê die landerye wat ons mee besig is vir Turksvye. Ja, net so kort ietsie. Goeiemôre. Gisteroggend terwyl ek nou so stort weer, ek het dan vanoggend ook gestort hoor, nie net gisteroggend nie. Kyk ek so na my voete en ek dink, ek is nou amper 60, waar die voete oral geloop. Daar was tye wat hulle drankplek toe geloop het, tye wat hulle na die plekke toe geloop het om moeilikheid te maak. Hulle het geloop om ander mense kwaad te maak, mense dood te maak. Maar die Here praat van Efesiërs 6, praat hy van voete. En hy sê, die skoene wat jy aan daai voete trek, moet die bereidheid vir die evangelie van vrede. Ek en jy moet die evangelie gaan verkondig. Ek en jy moet die vrede gaan verkondig. As ek 'n twis met iemand kry, hoor gou mooi, jy ignoreer nie alle twiste in die lewe nie, en dan gaan jy niks oplos nie. Jy moet partykeer om 'n tafel sit, jy moet partykeer in 'n ek wil amper sê bekgeveg wees, maar jy moet in jou agterkop klaar hou, waar kom ek uit? Gaan ons by 'n handskittery uitkom? Want dit is belangrik. Jy moet vrede kry in jou lewe. Vrede kry. Nou, ek wil net sê oor voete. Ons moet bereid om die evangelie. Toe bel iemand my gister en sê, hulle bel my baie daaroor, hoe kan ek die evangelie gaan verkondig? Mense dink hulle moet eers 'n preekbeurt kry, hulle moet 'n kerk kry, hulle moet 'n klankstelsel kry. Hoor gou mooi. Kom ek leer jou vandag. Stap uit in jou binnekamer, bid, sê Here, help my nou. Gee my wysheid. Dan gaan jy uit by jou tuinhekkie en jy stap. En die eerste een wat jy kry, praat jy mee oor Jesus. En dit is hoe jy met die evangelie begin. Dood eenvoudig. Jy het nie klomp geld nodig nie, dit is hoe jy begin. Nou ja, ek gaan nou gou opry huis toe, gaan ek en my vrou Appington toe. Mense vra, wat is hier onder jou oog? Ek weet nie, is dit 'n vrat of 'n moesie nie. Hulle gaan gou môreoggend uitsny. As julle my nou sien en ek het 'n klap oor my oog môre, ek is nie 'n seerower nie. En ek gaan dit gou laat uitsny. Alles tot eer van die Here. Is God nie goed in ons lewens nie? Nou, kom ek wil net daar wys vir julle. Sien julle daar die perdjie? Ons het 'n paar hierso, maar ons het te veel van hulle nou, hulle vreet 'n bietjie die voer. Is 'n miniatuur, is nie 'n pony nie, dis 'n miniatuurperd. Asseblief, as jy belangstel, kontak my. Ons gaan nou van hulle verkoop, ons wil nie, maar ons moet, want hulle eet 'n bietjie te veel voer. En ja, vandag wil ek vir jou sê, as jy wil by ons hierdie week betrokke raak en volgende week en jy soek 'n plek om te saai, ons het nogal taamlik by School of Fire plek om, ons moet nou bou. Ons het nou 4 mense wat swys, wat vir ons vir 'n tydjie kan help, maar ons het nie staal nie. So, ons sal verskriklik bly wees as ons kan staal aankoop en verder kom. Ons moet wasbakke bou of wasbakstands. Ons moet as klomp goed wat in die sending nodig is om die evangelie te laat hardloop. So ons moet dit doen. En ek wil afsluit dan, ons gaan nou binnekort weer ry. So jy is welkom vir ons altyd te bid. Jesus is Lord. Hier staan 'n waggie trailer om te ry. Take over. OK. So ek gaan 'n bietjie my foon afsit môreoggend. François Barnard, ek sien jy is hier op. Ek is by die huis, ons skapie toe ry. Jy kan maar kom.
Ja, ek hou jou dop, François. Ja, sê, jy kan maar kom. Prys die Here. Mense wat weet waar ek bly nie, daar bly ek. Uit drank en rookgeld wat ek gespaar het 21 jaar, terwyl ek in Kimberley gebly het, het ek hierdie huis kontant kom bou. Uit drank en rookgeld uit. Ja? Alle voordele as jy by Jesus is. Die Here seën.